Hallo julle, Roy wat? Dis tyd vir nuus in 'n nutshell met julle favourite Frisky Mariski. Julle, so luister hierdie week het tot Friskels iets heeltemal nuuts geleer wat ek nie van geweet het nie. Okay, maar julle ken my, ek bring julle altyd die nuus in 'n nutshell en nie so boring soos op die TV nie. Okay, ek grap net voordat julle my weer begin uittrap. Sien, ek probeer minder vloek, nee? Go Frisky, go Frisky, go Frisky. Ek het nou net nog nie my hare gedaai nie, maar ek het vir julle gesê, jy my sponsor. Hou op, mense gaan jou uit om Mariska. Alle grappies op 'n stokkie, julle. So, hierdie week het ek oor iets interessant geskryf, julle, en dit is actually die eerste keer wat ek hiervan gehoor het. Julle moet nou verstaan, kom ek vertel julle, baie mense, jy weet, haat tot die media en bla bla bla, joernaliste, wat ook al. Maar julle moet onthou, joernaliste is mense wat stories oor vertel of rapporteer, facts check, bla 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 bla. Ons is nie experts in alles nie. Okay, ek beloof julle, ek is nie 'n expert in alles nie en ek het dit vir jou agtergekom hierdie week. So nou alles van Donald Trump wat gesê het hy gaan sy fondse terugtrek uit Suid-Afrika uit en refugee status gee vir die Afrikaners en die suppressed minorities, okay? Toe, onthou julle, toe het, wat sy naam nou weer? Willempie en sy maatjies. US Embassy toe gemaak, onthou julle dit, né? Dit het toe gebeur. Maar anyways, toe vang Kelly Kriel hulle en die mense van AfriForum ons met 'n slappe. Kablam! Daar is hulle skielik in Amerika, in Washington, by die White House en hulle het ewen foto's om dit te bewys. I mean, what? Is dit net skokkend dat hulle dit so sneaky gedoen het. Ons het nie eers geweet hulle is op pad daarna toe nie. En weet julle wat is my nog so impressive? Is dat hulle dit so gou reg gekry het. I mean, dit moet nou ook imagine nou die ANC en Lesotho julle, nê? En hulle vat mos nooit die hierdie Afrikaanse mense ernstig op nie, nê? Imagine hoe geskok Ramaphosa moes gewees het toe hy daai foto gesien het van AfriForum, Kelly Kriel en hulle by Washington. Ek bedoel, even ek was geskok. Ek was like, Ariana, what are you doing there? Like, hoe het jy daar gekom? Okay, en soos julle weet, het mense alweer talle goeders daar te sê, okay? Everybody is reacting, everybody is wat. Ons het nou al vasgestel, julle, na Trump gesê het, as refugee status, was so 'n klein bietjie hoe daaroor, maar het lyk vir my dat meeste van die wit mense, of ons Afrikaners, of Afrikaanse mense, wat sê ons dit nou? Maar het lyk of ons nie eintlik trek nie, julle sien. Maar, die ander interessante ding is dat daar steeds verskeie memorandums en wat uitgeskrywe word en na die White House toe gedruk word, want alhoewel, dis die gevoel wat ek kry, julle, so don't shoot the messenger, nee, so die gevoel is ons wil nie gaan nie, maar goeders moet verander in Suid-Afrika, hier is obviously baie probleme hier, en julle, ek stem saam, ek skryf elke dag van my lewe oor al hierdie goed wat aangaan in ons land, en het maak my mal, so, iets wat interessant is, julle weet as ek stories skryf, so ietsie wat ek laat om te doen is wanneer ek 'n storie skryf, probeer ek omtrent at least 3 comments te kry. So 3 verskillende hoeke, want ek probeer altyd 2 kante vertel en dan try ek soos die middelpunt of iets soos dit te kry. Maar anyways, toe gesels ek met 'n bietjie van die boere en so. So dit lyk vir my asof behalwe dat die mense so klein bietjie geskok is, dat AfriForum hulle daar kuier by die White House, jy weet, voel die mense oor die algemeen dankbaar dat die boodskap daar buite is. Jy weet, ja, ek weet met politieking en, daar's 'n mense, ek moet nie vloek nie, daar's nou 'n groot stryery, jy weet, want die ANC sê, of ek weet nie, daar's helfte van die mense wat sê, dis leuns, dis nie so sleg in Suid-Afrika nie, en dan is so gelukkig organisasies en civil rights groups en, wat nou al hierdie informasie bymekaar maak, en dit lyk vir my asof dit hopelik by die regte ore gaan uitkom. Maar, die een ding wat die een boer vir my gesê het, en dit was my baie interessant was, dat hulle hoop, dat die boodskap wat oorgedra word na Washington toe, die regte boodskap is. So die boodskap van die mense en nie die boodskap
en die ideale van 'n said organisation nie. En dit bring my by my volgende punt. En dit julle is waar Friskie Mariski hierdie week 'n nuwe woord en 'n nuwe konsep geleer het. Want julle moet weet, ek is mos nog 'n nut agter die ore en 'n snotkop. Toe ek hierdie storie skryf, toe sê my editor vir my, ek moet uitvind oor volksstaat. Ek was like, what the fuck is volksstaat? Toe kom ek op 'n professor af wat my 'n brief lesson in history gegee het. Julle mense behoort te weet, nê, but back in the day, toe I think it was 1990, going on to 1994, toe die ANC wou oorvat en toe was daar burgerlikes wat vir 'n volksstaat gestaan het, nê. Hulle was like, hell no, ons soek soos republieke, wara wash, nê. Long story short, toe het die ANC mos gewen, nê. Julle ken nie storie, ek hoef julle nie die 1994 deur te draf nie, julle was daar. Ek was ook baie klein, maar dis nie die punt nie. Iets wat ek nie geweet het nie, is dat daai mense wat die volksstaat vir dit was, is essentially die mense wat die Vryheidsfront begin het. I mean like, what? En toe was daar 'n ander ou, wat was sy naam? Louis Luit. Ek sien Preston kan dit onthou, want ek het dit goed geskryf. Maar anyways, toe kom hy en sy party en join hulle toe rock hulle die Vryheidsfront plus, wara. Maar, iets wat vir my interessant is dat een van die experts, want as ek stories doen, laat ek om met experts praat. Political experts, law experts, economists, allerhande sulke goed. Ek is lief vir 'n professor. Julle, ou friskels, my mind love info. Dis een ding wat mense nie van my weet nie. So ek love om like info te kry. Maar anyways, toe, wat een van die experts sê, wat vir my ook interessant is dat vandag se Vryheidsfront mense, nê, deel nie noodwendig meer die sentimental van volksstaat nie. En weet julle wat's nog 'n ding? Ek het dit ook nie geweet nie, maar dink daaraan, nê? Want mens sal nie want hoorie. Sit al hierdie mense, byvoorbeeld. Ek dink hy het gesê meeste van die Vryheidsfront se voters kom uit Gauteng uit, nê? So dis die ironie is, jy gaan nie Gauteng 'n volksstaat kan maak nie, want dit is te klein en daar's te veel mense in en te veel diverse mense in. So nou obviously daai kite gaan nie vlieg nie, nê? Maar ook wat hy vir my gesê het is, so daar was daar 3 experts, anyways. Die een het gesê daar bestaan nog 'n ideaal of 'n idee van volksstaat, maar dit is nie soos wat dit was, kom ons sê 1990 nie, né? Ook 'n goeie voorbeeld van 'n moderne een is amper soos Oranje. En julle, mense hou my altyd uit oor my spelling. Onthou, ek het stories vertel en info kry. Spelling. Maar ek het amper vergeet om Oranje te spel. Vir die mense wat ooit gedink het ek wil Oranje toe trek, ek kan dit eers spel, nee. Anyways, fokus Mariska. Modern day voorbeeld van 'n idee van 'n volksstaat sal wees soos Oranje of is dit Kleinfontein, hierso net buite Pretoria. Maar long story short, nou, wat baie interessant was, nou gaan ek julle teruglink na wat daai boer vir my gesê het. Hulle het gesê, hulle is dankbaar dat daar mense is wat die waarheid of whatever, ons, jy weet, hulle persepsie kan vat na Trump toe, dat Trump kan sien wat kook hierso. Maar hulle het ook gesê, hulle wil nie dit met die mense se boodskap wees en nie die organisasie nie. So nou is die vraag, wat se geld het hulle vir Trump voorgevra? 'n Afrikaner fund. En wat wil hulle daarmee maak? Wil julle nog Oranje maak? Of die voorraad, wat's die plan? Ek het al 2 keer aansoek gedoen of uitgereik, want ek wou Oranje toe gaan en 'n storie skryf. Ek's 'n baie fair persoon, julle. Want ek is regtig die persoon soos, as kom ons sê daar's 'n storie, en daar's 10 joernaliste wat vra, hulle wil die storie skryf. Ek is een wat nie vindictief is nie. Ek like dit om altyd, ek wil altyd almal se kante vertel. Okay, maar anyways. Maar ek het al 2 keer gesê, ek wil kom en 'n storie skryf, hoor niks nie. Ek was by
is 'n klein fontein. Dit is 'n baie nice plek. Very, very interesting. Loving the bushes, loving the nature, loving the houses. Maar ek persoonlik is 'n bietjie van 'n stadsmuis, okay? As daar nie 'n engine om die hoek is van my nie, gaan ek panic. Okay, ek gaan panic. Maar worry oor my probleme nie. Maar anyways, julle terug na die storie toe. So wat my experts basies gesê het is, jy weet, alhoewel daar dalk nog 'n idee is van ietsie soos dit, is die simply net politiekie. Jy weet, daar is nie in vandag in this day and age eintlik spasie of die legislation of policies of enige iets wat die so moontlik maak nie. In fact, daai een professor het my gesê, selfs die konservatiewe Afrikaners, nê, wil nie in 'n volksstaat bly nie. Ons almal soek 'n engine om die draai. Eintlik jok ek hou meer van Shell, want Shell is deel van Ferrari en ek's 'n Formule 1 supporter. Anyway, long story short, nou veer julle 'n volksstaat gaan nie gebeur in Suid-Afrika nie. Wat gaan gebeur? Ek weet nie julle. Hierdie topic van die Afrikaner, hoe suppressed hulle is, Trump, die ANC, die Ballot Bill, die Land Without Expropriation, ek sê dit reg. Julle is sulke tongue twister. Daai is amper vir my sulke groot tongue twisters soos LGBTQ+. Maar risky. Is baie frisky vandag. Anyways, julle, gee my 'n bietjie julle comments. Wat dink julle? Kom ons praat hieroor. Verder is dit sou ek sê is maar 'n bietjie van 'n boring nuusweek. Al die ernstige stories. Daar City of Tshwane. Die City of Tshwane is weer besig om so te gaan. Julle moet dit net sien. Brinkie en sy span is besig om die meier van Tshwane 'n rand van 'n money te gee. Dit herinner my actually. Ek moet so volg. Anyways, julle, die is nuus in 'n nutshell, friskie maar risky, bietjie alternatiewe Afrikaanse nuus. Dis lekker, dis simpel, maar I mean, dis maar hoe dit gaan. Okay, love julle, bye!